Goeiemôre, liewe broer en suster. Welkom vanoggend hier. Dit is vir ons lekker om hier by mekaar teenwoordig te wees. Liewe broer en suster, ons stap vanoggend deur die laaste vertrek van ons geloofshuis. Ons het die afgelope 4 Sondae in diepte nagedink oor ons geloofshuis en ook ons huisgeloof, wat stewig gebou is op die fondasie van God se koninkryk en Jesus se openbaring daarvan. Ons het begin om deur die voordeur van hierdie huis te stap en by hierdie plek van die huis het ons nagedink oor die drempelverhale van ons lewe. Die geloofsgewoonte wat ons daar geleer het, was toewyding en disippelskap. Ons het toe verder in die huis gestap na die eetkamer toe waar ons saam as broers en susters in Christus by die tafel van genade aangesit het. Ons het hier saam gedink oor genade wat eers ontvang word voordat dit geleef word. Verlede week het ons onsself gemaklik gemaak op die rusbank in die sitkamer, waar ons net weer gehoor het hoe belangrik dit vir ons as gelowiges is om werklik teenwoordig te wees by mekaar en by God. En ons het ook gehoor dat emosie en tyd wat ons met mekaar deel, vir ons belangrik is, omdat ons weet dat liefde net groei daar waar aandag gegee word. Vandag stap ons na die vertrek wat in meeste gevalle die verste in die huis is, weggesteek, en daarom ook die vertrek wat die mees afgesonderste en private ruimte van jou huis is. Dit is jou slaapkamer. As jy baie mooi daaroor gaan dink, dan word jou slaapkamer 'n plek van vertroue, dit is 'n plek waar jou identiteit gesetel is, dit is 'n plek van eerlikheid en waar jy soms herstel beleef, en vandag hoor ons ook hoe dit 'n plek kan wees waar jy met hoop kan leef. Om vanoggend se saam dink oor die slaapkamer te begelei, lees ons 'n gedeelte uit Markus 4 uit van vers 35 af, maar voordat ons saam lees, wil ek dalk net eers 'n klein bietjie agtergrond skep rondom hierdie teks, wat ons vorentoe dalk gaan help om hierdie boodskap te ontgin. Markus 4, die hoofstuk, begin deur vir ons te vertel hoe Jesus sy disippels vra om vir hom 'n skuit gereed te kry, van waar hy die groot skare mense wil toespreek en vertel hoe die koninkryk van God lyk. So kry dalk net eers hierdie prentjie in jou kop. Jesus staan of sit binne in 'n skuit so 'n entjie van die oewer af op die see van Galilea, en op die strand staan daar nou 'n groot skare mense en hy is besig om hulle toe te spreek. Hy leer hulle hoe die koninkryk van God lyk deur vir hulle in hierdie hoofstuk gelykenisse te vertel wat alles te doen het met saad. Dis gelykenisse van die saad wat gesaai word, die bekende gelykenis van die mosterdsaadjie en die saad wat van self groei. Dit alles het een ding in gemeen: hoe kwesbaar 'n saadjie is en tog steeds nuwe lewe na vore bring. Dit word deur baie predikers gebruik as 'n metafoor vir die verspreiding van die evangelie en disippelskap as geheel. En dan is dit vir ons interessant, wanneer ons vanoggend saam met Markus gaan lees, om te weet dat Jesus reeds in hierdie skuit sit en daarna dan net wegvaar nadat hy die mense geleer het. Hy vaar weg na die oorkant toe, en dit is die gebied van Decapolis, waar die meerderheid van die inwoners van hierdie gebied nie Jode is. Verder sien ons dan ook uit die groter Markus verhaal, dat ons hierdie evangelie hoofsaaklik in 2 hoofdele kan indeel. Die eerste gedeelte wat van hoofstuk 1 afstrek tot by hoofstuk 8, hoor ons die herhalende vraag: wie is Jesus?
Die mense wat na hom luister en hom volg wil weet, wie is hierdie man dat hy al hierdie dinge kan doen en hierdie dinge kan sê? Hierdie eerste deel bereik dan sy hoogtepunt in hoofstuk 8, wanneer Petrus dan bely dat Jesus die Christus is. Die tweede deel beantwoord dan die vraag, wat beteken dit dan dat hy die Christus is? Dit eindig in die hoogtepunt van die kruis, waar hierdie vraag geantwoord word, dat hierdie Christus die lydende Messias is, wat sy lewe opgee vir sy mense, en sy volgelinge uitnooi om dieselfde pad van selfverloning te stap. Hou dit in gedagte soos ons vanoggend dan saam deur Markus 4 gaan lees van vers 35 tot 41. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het toe die skare agtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom. 'n Ewige storm het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, sodat die boot reeds vol water begin word het. Hy self was egter agter in die boot op die kussing aan die slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, Meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ons lees tot sover. Van al die dinge wat ons in ons lewe probeer beheer, is daar min dinge wat 'n mens so vinnig laat besef, dat jy eintlik nie beheer het nie, soos 'n storm. Dink miskien dalk aan 'n ervaring wat jy gehad het, toe jy ergens op pad was, en jy in 'n ernstige storm ingery het. Dit reën so, dit lyk behoorlik vir jou, asof die ruitveers eintlik niks doen nie. Jy kan skaars voor jou sien, en in party gevalle ry jy dalk nog in 'n haalstorm in ook, so jy is nog bekommerd oor die skade op jou motor. Jy kan nie vinnig ry nie, want jou reaksietyd is maar eintlik min. Is daar skielik 'n stilstaande voertuig voor jou in die pad is, dan is jy in groot gevaar. En om alles te kroon is die padoppervlakte ook nog nat, so as jy vinnig moet rem, dan gaan jou voertuig dalk nog gly. Daar's eintlik niks wat jy in daai omstandighede kan doen, as om maar net deur hierdie storm te ry en te hoop dat die skade nie te groot is as jy aan die ander kant uitkom nie. Wat staan jy te doen? Jy's magteloos. Of dalk het jy eendag vinnig gou by 'n winkelsentrum ingegaan om 'n paar goedjies te kry, en toe jy uit die winkelsentrum uitstap, toe het daar 'n ewige storm losgebrand. En daar's nie vir jou 'n geleentheid om na jou kar toe te stap nie eers daarvan te praat om nou hierdie goed wat binne in jou mandjie is in jou kar te laai nie. Wat staan jy te doen? Jy wag nou maar vir die ergste om verby te gaan, sodat jy ergens 'n geleentheid kan kry om weer in jou kar te kan kom. Soms in ons lewe is hierdie magtelose gevoel om in 'n storm vasgevang te wees nie net iets fisies nie. Soms is ons in die innerlike storms van ons lewe ook vasgevang. 'n Moeilike diagnose wat jy van jouself of van 'n geliefde moet verwerk. Finansiële druk, spanning in jou huwelik. Of dalk is dit die onsekerheid wat jy daagliks beleef oor jou kinders, rou oor verlies, of net die angs wat elke dag in ons lewe is. En hierdie gebeure uit vandag se teks, dink ons net soos die disippels, dat die grootste probleme die fisiese storm op die see is,
wat nou die meeste gevaar dreig. Maar wat van as hierdie teks ons vanoggend net wil uitnooi om ook na die ander kant van dit te kyk? Wanneer die disippels vir Jesus wakker maak, dan spreek hy die storm op die see aan en dit word stil, maar dit stop nie daar nie. Hy spreek ook die storm binne in die disippels se harte aan. Hy vra vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan nog steeds nie geloof nie? Die diepste storm is nie die een wat met golwe op die see van Galilea slaan nie. Dit kom uit die disippels se vraag uit. Gee u dan nie om dat ons vergaan nie? So met ander woorde, die disippels se grootste worsteling, net nadat Jesus vir hulle vertel het hoe die koninkryk van God lyk, is 'n vraag, waar is hierdie God dan? Waar was Jesus toe dit alles dan gebeur het? Dis vir my so mooi hoe Markus dit vir ons vertel. Hy slaap rustig op die agtersteewe van die boot met 'n kussing. Die manier hoe Markus dit vertel wil vir ons baie duidelik sê dat Jesus nie hier op 'n ongemaklike posisie in die boot aan die slaap geraak het omdat hy moeg was van die dag se gebeure waar hy die mense geleer het nie. Hy doelbewus homself met hierdie kussing gemaklik gaan maak en gaan slaap. Jesus gaan slaap omdat hy weet wie die een is wat wakker bly. Hy gaan slaap nie omdat die water stil is en daar geen dreigende gevare is nie. Hy gaan slaap omdat hy die Vader in die hemel vertrou te midde van hierdie storm. Wanneer Jesus dan die storm binne in die disippels aanspreek, klink dit amper so iets. Hy sê, hy het pas 'n skare mense geleer van die koninkryk van God en hy het vir hulle vertel van die gelykenis van die saaiër en hy het vir hulle vertel van die boer wat 'n saadjie plant en dan moet vertrou dat dit moet opkom. Dis God wat die saad laat groei. Die boer vertrou maar net in die skepping soos wat God dit gemaak het. Hy kan nie sien hoe die saad ontkiem nie. En die eerste bevestiging daarvan dat hierdie saad ontkiem het is wanneer hierdie saailing deur die oppervlakte van die grond breek en die eerste groen uitkom. Maar voor dit het hierdie boer die saadjie geplant in 'n stap van geloof. Net nadat Jesus dit vir die skare waarvan die disippels deel was geleer het, dan gaan slaap hy rustig, te midde van 'n storm. Hy leef nou hierdie woorde wat hy vir hulle geleer het. En sy vraag aan die disippels is amper eenvoudig. Het julle niks gehoor wat ek geleer het nie? Verstaan julle dit nie? Waar is julle geloof dan? Ons kan onsself so maklik vanoggend in die disippels se skoene plaas, want ons almal was al daar. Daar waar ons dieselfde vraag gevra het, waar ons met daardie selfde angstigheid geworstel het, het God my verlaat. Gee hy nie meer oor ons om nie. Hoe kan God dit dan toelaat? Maar ten spyte van hierdie innerlike storms, is daar iets baie eenvoudigs wat ons as mense doen. Dis so alledaags wat ons partykeer nie eens agterkom ons doen dit nie. Elke aand wanneer ons kop op 'n kussing gaan neerlê, ons oë toemaak en aan die slaap raak, bely ons sonder woorde, Here, nou is ek in U hande. Dit is hier waar ek my angstigheid om in beheer te wees oorgee in U beskermende hand. En dit is waarom die slaapkamer vir my so 'n mooi beeld van ons geloof is en hoekom dit deel is van ons geloofshuis, want elke aand wat jy jou oë toemaak en wegraak, gee jy jou beheer oor. In jou slaap is jy magteloos. Wanneer ons in die aand ons oë toemaak, doen ons dit nie omdat
ons dit kon regkry om al ons probleme deur die dag op te los nie. Ons doen dit nie omdat daar geen storms daar buite woed nie, maar omdat ons erken, Here, vandag het ek gedoen wat ek kon. Nou lê die res in God se hande. Elke aand wanneer jy gaan slaap, bely jy ook sonder woorde soos wat ons uit die fotum vanoggend gehoor het. God sluimer nie in nie, hy gaan slaap nie. As Jesus vandag vir jou moes vra wat hy vir die disippels gevra het, waar is jou geloof? Hoe sou jy gevoel het? Hierdie vraag sal miskien dalk in vandag se samelewing vir ons 'n klein bietjie veroordelend klink, maar ek dink die hart agter hierdie vraag lê veel dieper. Dit wys vir ons, net soos Jesus iets vir ons oor God wil openbaar, dat God hierdie oorgawe, hierdie oorgee en rus, so deel wil maak van ons lewe. Die beste manier hoe ek hierdie vraag eintlik vir jou kan antwoord vanoggend is om op 'n praktiese manier vir jou nog 'n vraag te vra. Wanneer jy siek is en jy gaan dokter toe, wat is die een ding wat alle dokters voorskryf sonder om dit op die voorskrif wat apteek toe gaan te sit? Dit word 'n opdrag vir jouself as pasiënt. Die dokter skryf vir jou medikasie voor, maar amper sonder uitsondering sê almal van hulle vir jou, gaan vat dit nou rustig. Maak seker jy kry genoeg rus in en gee jou liggaam kans om te herstel. Dit is interessant dat rus self nie die medisyne is nie, maar dit skep die ruimte waarin genesing kan plaasvind. Ons weet dit ook van ons eie liggame. Dit is God se wil vir ons gewone lewe ook. Hy is so ernstig oor rus en sielsrus, dat hy self so ver terug as in die begin by die skepping, hierdie ritme reeds in ons lewe ingeskep het. Vir 6 dae het hy self gewerk en geskep, en op die 7de dag het hy gerus. Hy het die Sabbat, die rusdag ingestel, en ingeskep in ons skepping met goeie rede, dat ons liggame tyd nodig het om te herstel. Wanneer ons beheer oorgee om te rus, dan skep dit vir ons, soos dit deur God bestem is, 'n ruimte vir herstel. Dit is nie net waar vir ons fisiese gesondheid nie, maar ook vir ons geestelike gesondheid. Wanneer ons rus ons nie noodwendig omdat die storms verdwyn het en al die probleme opgehou het nie, maar omdat ons ophou om alles te wil probeer beheer. Wanneer ons die opdrag kry van God om die Sabbat te heilig, dan is dit presies wat ons doen. Ons gee die beheer terug na God toe. Ons bely deur daai daad om te gaan rus op die Sabbat, dat 6 dae se werk in die week vir my genoeg was om hard te werk en bymekaar te maak. Ek het nie nodig om nog 'n 7de dag te probeer inprop om meer bymekaar te maak nie. Dit wat ek kon regkry in hierdie 6 dae van die week, dit wat ek uit die hand van die Here ontvang het, was vir my genoeg. Ek het nie nodig om nog 'n dag in te prop nie. En tog leef ons maklik asof rus tydmors is. Ons kultuur leer ons om altyd nog iets by te voeg, nog iets te bereik, nog 'n tree verder te gaan. Daarom moet ons net weer leer wat God van die begin af in die skepping ingebou het. Dat vertroue soms juis beteken dat jy jou kop op 'n kussing neerlê en ophou werk. As dit waar is dat ons weet ons liggame kort rus, wonder ek net of ons nog van ons geestelike gesondheid en ons harte ook dink dat dit rus nodig het. Want baie van ons leef asof ons emosies en geloof anders te werk as ons fisiese liggame.
Ons dink ons moet nog harder, nog bietjie langer, nog net 'n bietjie beter oplossings vind, nog beheer neem. En tog wys God vir ons in iets eenvoudigs, soos om elke aand te gaan slaap, dat herstel net kan begin wanneer ons ophou vasklou aan beheer. Dit is die geloofsgewoonte wat die slaapkamer van ons geloofshuis, wat stewig gebou is op die fondasie van Christus vir ons wil leer. Om beheer terug te gee aan God, maak jou vry van 'n klomp dinge. Hierdie geloofsgewoonte nooi jou nie uit om minder verantwoordelik te wees nie, maar om te weet waar jou verantwoordelikheid ophou en God se trou begin. Dit is ook die storm wat Jesus wou stil maak binne in die disippels se harte daardie nag. Hy was besig om ook 'n stuk herstel te bring vir hulle as mense. Want geloof groei nie net wanneer ons nuwe dinge oor die Bybel leer nie. Geloof groei ook wanneer ons ontdek dat ons nie die hele wêreld op ons skouers hoef te dra nie. Daar's een lewenswaarheid wat ek in my ouer huis geleer het en ek wil dit vanoggend uit die diepte van my hart uit met jou deel. En dit is die volgende: in die daglig lyk jou probleme altyd kleiner. In die nag kan jy jouself uit die slaap uithou. Jy kan worstel met 'n klomp goed. Jy kan stoei om probleme of oplossings te vind vir jou probleme en jy verval eintlik in hierdie donker spiraal wat jy probeer om alles te beheer. Maar ergens skyn daar 'n môrester en 'n nuwe helder dag blink daarvoor. Elke nuwe dag kondig nuwe hoop aan, nuwe moontlikhede, nuwe oplossings. Daarom kan jy met rustigheid jou kop op hierdie kussing neerlê en die beheer oorgee. Neem jou kans om te rus en om te herstel. Hoe ouer ek word, hoe meer besef ek dat rus nie beteken dat al jou probleme oornag gaan verdwyn nie, maar dat elke nuwe môre beteken dat God oor my gewaak het in hierdie nag toe ek magteloos was. Soveel te meer is hy ook in beheer wanneer jy daarvandaan af opstaan om te gaan werk. Daar waar jy gaan lewe, daar waar jy interaksies het met ander mense en ook wanneer jy dan in die dag gaan worstel met jou probleme. Elke nuwe môre is 'n herinnering dat God se trou nie saam met die son die vorige nag gesak het nie en dat sy genade vir ons elke môre nuut is. En so stap ons dan vanoggend uit die laaste vertrek van ons geloofshuis. Ons het by die voordeur geleer om die Here te kies. Ons het by die tafel geleer om sy genade te ontvang. Ons het in die sitkamer geleer om werklik teenwoordig te wees. En vandag het ons in die slaapkamer geleer dat geloof ook beteken om ons kop rustig op die kussing neer te lê en te vertrou dat God steeds waak. Want uiteindelik is 'n huis wat op die rots gebou is, nie 'n huis sonder storms nie. Dit is 'n huis waarin mense geleer het dat die Here saam met hulle in hierdie huis teenwoordig is. Die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondasie was op 'n rots. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat ons U ons Vader mag noem en dat U ons eerste tuiste is. Ons bid vandag vir elke huis en elke gesin wat hier teenwoordig is. U ken die vreugdes wat agter die voordeur gedeel word, maar U ken ook die bekommernisse wat stil saamgedra word. Dankie dat daar geen huis is wat vir U onbekend is nie. Here, ons bid vir die huwelike
in ons gemeenskap. Ons bid vir ouers met kinders. Ons bid vir grootouers, vir mense wat alleen is en vir elkeen wat verlang na die warmte van 'n tuiste. Laat ons huise plekke wees waar liefde groei, waar vergifnis maklik gevind word en waar mense veilig is om hulle self te wees. Gee vir ons wysheid vir die besluite wat voorlê, moed vir die uitdagings wat ons tegemoet gaan en sagtheid in die manier waarop ons met mekaar saamleef. Leer ons om mekaar met geduld te dra en om die vrede uit te leef in die gewone oomblikke van elke dag. En wanneer ons in hierdie week ons werk aanpak, Here, ons verantwoordelikhede dra en uiteindelik weer ons koppe op die kussing neerlê, herinner ons daaraan dat U oor ons waak. Gee aan ons harte die rus wat net U ken en wat net U kan gee, sodat ons môre weer met nuwe hoop kan opstaan om U te dien. Ons vertrou onsself en ons geliefdes en ons huise aan U toe. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is by ons oral waar ons mag gaan.